Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre. Ek lees vir ons vanoggend uit Lukas 14 vers 1 tot 14 en julle is welkom om saam met my te volg in julle Bybels. Hier is die woord van God. Toe hy op 'n Sabbat na die huis van een van die leiers van die Fariseërs gegaan het vir 'n maaltyd, het hulle hom fyn dopgehou. En kyk, reg voor hom was daar iemand wat aan watersig gelei het. Jesus het vir die wetskenners en Fariseërs gevra: "Is dit toelaatbaar om op die Sabbat te genees of nie?" Maar hulle het stil gebly. Toe het hy die man geneem, hom gesond gemaak en hom laat gaan. Daarop sê hy vir hulle: "Wie van julle sal as sy seun of os in 'n put val, hom nie dadelik uithaal nie, selfs al is dit op die Sabbat?" Hierop kon hulle nie antwoord nie. Toe hy opmerk hoe die genooides die ereplekke aan die tafel uitsoek, het hy die volgende gelykenis vir hulle vertel. Wanneer jy deur iemand na 'n bruilofsfees uitgenooi word, moet jy nie op die ereplekke gaan sit nie, in geval iemand wat van groter aansien as jy deur hom uitgenooi is, en hy wat hom en jou uitgenooi het, dan vir jou kom sê: "Maak plek vir hierdie man," dan sal jy met skaamte die verste plek gaan inneem. Nee, wanneer jy uitgenooi word, gaan na die verste plek, sodat die man wat jou uitgenooi het, kan kom en vir jou sê: "Vriend, skuif nader." Dan sal jy aansien kry by almal wat saam met jou vir ete aanleen. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Jesus het ook vir die man wat hom genooi het gesê: "Wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd gee, moenie jou vriende of broers of familie of ryk bure nooi met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt uitnooi en jy dan vergoed word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, krepeles, verlamdes en blindes. Dan sal jy gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges." Vriende, goeiemôre en baie welkom. Is vir my ook 'n voorreg om vir almal welkom te sê en 'n klompie nuwe gesigte te sien. Dit is baie lekker dat julle vanoggend by ons is. Voor ek by vanoggend se teks kom, en dankie Marieke dat jy dit vir ons gelees het. Voor ek daarby uitkom, wil ek net alle mans nooi na ons manne naweek, die naweek van die 18de tot die 20ste Augustus. Ek dink Natasha het vir ons 'n paar foto's bymekaar gesit oor die naweek, net om 'n idee te gee van die plek. Ons het gaan kyk na die plek. Dis regtig 'n lekker plek. Die kos is goed, die omgewing is mooi, die verblyf is heeltemal aanvaarbaar. En die naweek is een waar ons gaan in die Bybel uit saam leer. Ons gaan probeer verstaan hoe dit lyk om in 'n gebroke wêreld soos hierdie, 'n onderste bo wêreld soos hierdie te funksioneer as mans. En so ons gaan na die Bybel kyk, maar ons gaan ook baie tyd hê om met mekaar tyd te spandeer. Ek dink baie van ons is bewus daarvan dat ons lewens is so besig dat ons nie eintlik gesonde verhoudings het met ander mans nie, baie van ons dink ek. En veral nie rondom die evangelie nie. Ons praat nie baie oor hoe God ons help om in hierdie wêreld te funksioneer nie. En so daai naweek is 'n naweek wat vir ons daai geleentheid gaan bied. Kom asseblief. Nooi vriende. Die koste is R1200 vir volwassenes. Hierdie jaar is die eerste keer wat ons tienerseuns gaan saamnooi. En so daar's mense wat 'n bietjie ekstra gee wat dit moontlik maak vir ons om die prys vir die tienerseuns R500 te maak vir dieselfde kos, dieselfde hoeveelheid kos, miskien selfs meer. Maar ja, bring jou seuns saam, tienerseuns, hoërskoolseuns. Dit is kom ons vertrou dat God met ons sal werk oor die naweek en nooi ander saam. Vriende, ek gaan vir ons bid en ek gaan vra dat God ons genadig sal wees. Moenie laat die musiek of die kinders julle plan nie, dit sal nie vir altyd aanhou nie, maar dit is goed vir hulle om ook 'n klein gemeenskapie te wees wat God saamloof. Maar kom ons vra dat God ons genadig sal wees soos wat ons by mekaar is vanoggend hierso. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u getrouheid. Ons dankie vir die voorreg om vanoggend in u naam te kan vergader. Ons dankie vir die prentjie van die evangelie wat ons gesien het in die doop.
ons dankie dat Jesus vir ons sondes gesterf het en dat ons nou na U toe kan kom met vrymoedigheid. Vader, ons vra dat soos wat ons vanoggend hier in Lukas 14 stil staan, wil ek vra dat U ons genadig sal wees. Sal U ons help om nie net woorde te hoor nie, maar U stem te hoor. Sal U ons help om die woord as spieël voor ons op te hou, sodat ons onsself kan sien. En Vader, sal U ons help om nie vanoggend ons harte te verhard nie. Sal U ons sagte harte gee, sal U ons harte van geloof gee, en sal U ons versterk en verdiep in die geloof, soos wat ons vanoggend hierso na U stem luister uit die woord uit. Ons vra dat U ons nie vanoggend onveranderd hier sal dit uitgaan nie. En ons pleit dit by U in Jesus se naam. Amen. Vriende, in die 1800s het hulle was daar 'n gold rush in Amerika gewees en daar was, soos wat dit nou maar is, was daar 'n klomp ouens wat met plannetjies vorendag gekom het. Daar was ouens wat vals goud wou verkoop het as ware goud. En toe moet hulle 'n plan maak en toe het hulle 'n toets ontwikkel wat met sekerheid kan sê of iets goud is of nie. Hulle het die toets die acid test genoem, want goud is 'n edelmetaal en dit beteken as goud 'n edelmetaal is, dit beteken dit verroes nie. Dit verweer nie. So wat hulle gedoen het is hulle die goud gevat en op 'n swart klip so gevryf en dan daai merke daarso op die klip. As jy suur daarop gooi en die merke beskadig, dan beteken dit is nie ware goud nie. Maar as dit onveranderd bly, dan beteken dit hierdie metaal wat jy voor jou het is 'n kosbare edelmetaal. Dis die acid test. En vandag word die acid test gebruik, die term acid test word gebruik op verskillende maniere. Hulle sal byvoorbeeld sê, figuurlik gesproke, is die acid test van hoe goed die Springbokke is hoe hulle vaar in die wêreldbeker. Of die acid test van ons karakter is hoe ons optree onder druk. Nou in Lukas 14 wat vir ons gelees is, gee Jesus vir die Fariseërs 'n acid test om hulle verstaan van die koninkryk van God te toets. Om te verstaan of hulle werklik deel is van die koninkryk van God. Dit sou goed wees vir ons, vir elkeen van ons, om ook hierdie acid test op onsself van toepassing te maak. Sien, goud is baie kosbaar, maar om deel te hê aan die koninkryk van God is veel meer kosbaar as al die goud in die wêreld. En dit is baie gevaarlik vir ons om deel van 'n kerkgemeenskap te wees en gereeld tussen ander gelowiges te wees, maar nie werklik te weet of ons skynheilig is en of ons werklik deel het aan die koninkryk van God nie. En so, ons is besig, soos wat Gert reeds genoem het, ons is besig met gelykenisse in Lukas 9 tot 19, wat ons kyk wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. In Lukas 9 tot 19 is Jesus op pad na die kruis toe. Hy's op pad om sy lewe neer te lê vir die mense vir wie hy lief is. En hy het reeds gesê in Lukas 9 vers 22, so is eintlik behulpsaam om 'n Bybel te hê, veral in die evangelies is dit baie behulpsaam om die konteks die hele tyd te kyk van wat rondom die teks gebeur het wat ons nou mee besig is. So ek het die tekste vir ons opgesit op die projekte, maar dit is reg moeite werd om 'n Bybel saam te bring sodat mens kan kyk na die konteks van wat Jesus reeds gesê het. En so Jesus sê in Lukas 9 vers 22, die seun van die mens moet baie ly, deur die familiehoofde, leiers, priesters en skrifgeleerdes verwerp en doodgemaak word en op die derde dag opgewek word. Toe het hy vir almal gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Om 'n volgeling van Jesus te wees is radikaal. Jesus het sy lewe vir ons neergelê en vir ons om deel van sy koninkryk te wees, moet ons lewens neerlê. Dis 'n geweldige radikale ding en nie baie mense doen dit nie. Dit is nogal 'n vreesaanjaende gedagte. Lukas 13 vers 23 sê iemand vir Jesus, meneer, is diegene wat verlos gaan word min? Hy het vir hulle gesê, beywer julle om by die smal deur in te gaan, want baie, sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees, wanneer julle Abraham, Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sien, maar julle uitgewerp word na buite.
Dis nie 'n maklike gedeelte om te lees nie. Dis nie 'n lekker deel om te lees nie, maar dit is 'n geweldige belangrike gedeelte vir ons om te lees. Ons het nodig om hierdie woorde baie ernstig op te neem. Soos wat ons nou in die laaste tyd as 'n gemeente gedink het oor die verbintenis en ons betrokkenheid by die kerk en ons verbintenis teenoor mekaar en teenoor God, en om 'n daadwerklike vlag te plant by die kerk en by Jesus, sien ons hoe moeilik dit is vir mense. Ons besef wat 'n geweldige gevaar die verleidelikheid van die wêreld vir ons as mense en vir ons as 'n kerk inhou. En so is belangrik vir ons om deur die smal deur te gaan, om te besef dat die koninkryk van God is nie vir almal nie. Nie almal van ons gaan dit maak nie. Daar gaan van ons wees wat by die feesmaal gaan aansit en gaan baie bly wees om by God te wees. En daar gaan van ons potensieel wees wat nie deur die smal deur gegaan het nie, wat nie onsself beywer het om deur die smal deur te gaan nie. En daarom aan die buitekant gaan wees. En ons ewigheid gaan gekenmerk word, soos wat Jesus gesê het in vers 28 van Matteus 13. Ons lewens gaan gekenmerk word deur 'n geween en 'n geknars van tande. En so vandag se teks is geweldig belangrik vir ons om te hoor, om dit ernstig op te vat. Jesus praat hoofsaaklik met die skynheilige leiers van Israel, hulle geloofsleiers. Maar dis ewig geldig vir ons. Ons het nodig om hierdie te hoor. En dit is belangrik ook vir ons om net verder in die konteks te besef, Jesus is nie besig om gemeen te wees, soos wat hy hierdie waarheid vir hulle, soos wat hy hierdie acid test vir hulle gee. Jesus is nie besig om gemeen te wees nie. Lukas 13 vers 34 sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak soos 'n hen na kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie. Sien, Jesus is baie lief vir hierdie mense, maar hulle is arrogant en hulle is selfvoldaan en hulle is nie bereid om na hom te luister nie. Dis 'n ernstige waarskuwing, maar dis 'n liefdevolle een. Jesus is genadig teenoor hulle, want hy weet hulle kan verander. Hy weet hulle kan verander en hy weet ons kan verander. En so hoe lyk hierdie toets? Hoe lyk hierdie acid test wat Jesus vir hulle gee? Ek gebruik sommer die outline van die teks om die 3 punte van die acid test vir ons te kommunikeer. So in vers 1 tot 6 vra hy, is ons heilig of is ons skynheilig soos die Fariseërs? In vers 7 tot 11 is ons selfgesentreerd of is ons selfopofferend? En in vers 12 tot 14 tree ons vir ons eie voordeel op of tree ons vir die voordeel van ander op? Sien, Jesus het altyd heilig opgetree. Hy het selfopofferend opgetree en hy het opgetree vir die voordeel van ander. En sy disippels doen dieselfde. Die wat deel in die koninkryk van God, volg Jesus. Hulle tel hulle kruis op en hulle volg hom in sy optrede. En hierdie teks, soos wat ek reeds gesê het, moet ons nie mismoedig laat nie. Dit moet ons net laat besef wat ons afhanklikheid van Jesus is. Dat ons afhanklik is van sy genade, ons is afhanklik van sy hulp om die lewens te lewe waartoe hy ons roep. En so Lukas 14 speel af van 'n tafel. Jesus is genooi deur 'n leier van die Fariseërs om by hom aan tafel te kom sit. En die ouens is skynheilig. Hulle sit 'n ou voor Jesus neer wat aan water sig lê. Is 'n aardige kondisie. Ek het vir ons 'n foto daarvan opgesit hierso. Om vir ons 'n idee te gee hoe dit lyk. So jy kan sien, dis 'n kondisie waar jou liggaam hou vog op. Jou liggaam skyn nie vog uit nie. Dit stoor vog op en dit dui waarskynlik op orgaanversaking. Met ander woorde is 'n terminale kondisie. En so hierdie ouens is besig om hierdie ou te gebruik as 'n prop, as 'n toets vir Jesus. Dis nie die eerste keer wat Jesus met hierdie ouens op die Sabbat onder ons het nie. Dis die soveelste keer in Lukas. En hierso is vir ons net 2 ander insidente in Lukas. Lukas 6, hier is die tweede insident in Lukas 6 van hoe die Fariseërs en Jesus konflik het op die Sabbatdag wat Jesus goed doen. So Lukas 6 vers 6 sê hulle op 'n ander Sabbat, toe hy weer in die sinagoge ingegaan het en daar onderrig het, was daar 'n man wie se regterhand verdor was. Die skrifkenners en die Fariseërs het hom dopgehou om te sien of hy op die Sabbat iemand sou gesond maak, sodat hulle iets kon hê om hom van aan te kla.
maar hy het geweet wat in hulle gedagtes aangegaan het. Jesus het geweet hulle wou hom uitvang, dit was nie vir hom 'n verrassing nie. Maar en hy het maar voortgegaan en die ou gesond gemaak. En dan sien ons in vers 11 van hoofstuk 6 hoe hulle gevoel het daaroor toe Jesus die ou gesond gemaak het. Vers 11 sê hulle was egter buite hulle self van woede en hulle het onder mekaar beraadslaag oor wat hulle met Jesus kon doen. In hoofstuk 13, die net voor ons, maak Jesus 'n vrou gesond op die Sabbat. En dan in 13 vers 14 sien ons die leier van die sinagoge was verontwaardig omdat Jesus iemand gesond gemaak het. En hy het vir die skare gesê, daar is 6 dae waarop 'n mens moet werk. Kom dan daardie dae om genees te word, nie op die Sabbat nie. Maar die Here het hom geantwoord, skyn heilig is. Maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of sy donkie los van die krib en lei hom om water te drink nie. En hierdie vrou, 'n dogter van Abraham, vir wie Satan al 18 jaar lank gevange hou, moes sy dan nie op die Sabbat van hierdie boeie verlos word nie. Toe hy dit gesê het, het al sy teenstanders beskaamd gestaan, maar die hele skare was verheug oor die wonderlike dinge wat deur hom verrig is. En so ons kan duidelik sien, dis 'n algemene ding vir die Fariseërs om Jesus te probeer uitvang. Hulle is woedend wanneer hy op die Sabbatdag iemand verlos of iemand help of iemand red. Hulle soek 'n rede om hom te kan veroordeel. Hulle wil iets aan hom doen. Maar daar's niks in die wet van Moses oor om op die Sabbat iemand gesond te maak nie. Dit was hulle eie reëls. Dit was die samelewing se reëls. Dit was die Fariseërs se reëls wat ontwerp was om hulle te laat goed lyk in die samelewing. Dit was nie God se hart nie. Hulle het teen God se hart gegaan. Hulle het reëls opgestel om teen God se hart te gaan. God verwag van hulle om God lief te hê en hulle medemens lief te hê en goed te wees vir hulle medemens. En so hulle stel hierdie reëls op om hulle self te laat beter lyk as ander. Maar in die proses kom hulle ander te na. Hulle harte was koud en hulle gedrag was berekend geweest. En in hoofstuk 14 vers 1 sien ons dat Jesus fyn dopgehou om te sien wat Jesus sou doen. Maar Jesus weet wat hulle sou doen en wat hulle van plan was om te doen. Maar hy gaan nie toelaat dat dit omkeer om goed te doen nie. En so hy uitoorlê hulle baie maklik. In vers 3 vra hy vir hulle, is dit toelaatbaar om op die Sabbat te genees? En toe het hulle 'n probleem, want as hulle sê ja, dan faal hulle komplot, want dan is daar geen probleem nie as dit toelaatbaar is. As hulle sê nee, dit is nie toelaatbaar nie, dan is hulle oop vir die beskuldiging dat hulle meer omgee vir hulle reëls as vir hierdie arme, sterwende man se lot. En so hulle bly stil. Hulle bly stil en Jesus maak die man gesond. Dit is duidelik dat Jesus nie omgee wat hierdie invloedryke mense in die samelewing aan hom kan en wil doen nie. Hy gee nie om nie. Hy betoon liefde aan hierdie man met watersug. En ek dink meeste van ons het toe ons dit die eerste keer gelees het, ek moes die teks 'n hele aantal keer lees voor ek die man met watersug raak gelees het, om te besef hy's 'n belangrike karakter in die storie. Ek dink ons lewe in 'n wêreld waar ons harte versigtig is om gebrokenheid te sien. Ons is bang om mense se seer raak te sien. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons weet nie wat om met al die behoeftes wat ons rondom ons sien te doen nie. Maar Jesus sien die man se desperaatheid raak. Hy sien 'n desperate man wat swaar kry raak. En hy gee nie om wat dit hom gaan kos om daai man te help nie. Dis vir hom gevaarlik om daai man te help, maar hy gee nie om wat dit hom kos nie. En dis waartoe Jesus ons roep. As sy volgelinge roep hy ons om so te wees. Daar was in 2021 was daar 'n insident gewees by 'n skool in Somerset West waar 'n seun as 'n dogter gehanteer wou word. En die skool wou hom so hanteer. Hulle wou hom toelaat om as 'n dogtersport deel te neem en die dogter se badkamers te gebruik. En daar was ouers wat opgestaan het teen dit en gesê dit is nie goed vir die seun nie en is nie goed vir die res van die kinders nie. En een van die mense wat dit gedoen het is Heinz Winkler wat uit sy geloofsoortuiging opgestaan het en dit gesê het. Hy wou die kinders beskerm, hy wou die kind help
En die samelewing het met sy eie reëls gekom en hom uitgekry het as iemand wat 'n hater is. So hier's 'n uittreksel uit 'n News24 artikel van Oktober 21. Following these reports, an online petition against Heinz has garnered well over 2,000 responses, signed to say no to the hate and judgment, but yes to love for all, says the petition. So met ander woorde, die reëls van die samelewing verdraai Heinz en die ander ouers se begeerte om in liefde op te tree. Hulle verdraai dit en sê dis haat. En dis presies wat Jesus ons roep om te doen, ten spyte van die koste vir onsself, om op te staan en in liefde op te tree ter wille van ander. Vers 5 kry ons 'n aanduiding dat die Fariseërs meer besorgd was oor hulle diere as oor hierdie ou. Maar Jesus is anderster. Hy sien in die siek man wat is maklik om te sien dat hy siek is, want hy is so opgeblaas en hy het waarskynlik nie lekker geruik nie en hy was waarskynlik nie goed versorg gewees nie. So dis maklik om te sien hierdie man kry regtig swaar. As Jesus na hom kyk, dan sien hy iemand wat in God se beeld geskape is, iemand wat God se liefde en ons liefde regverdig is, iemand vir wie ons moet omgee. En so Jesus genees hom. Nou, ons het nodig om hierdie eerste element van die acid test op onsself te doen. As ons disippels van Jesus is ons daagliks besig om ons kruis op te neem, onsself te verloon en Jesus te volg. Of gee ons meer om wat die invloedryke mense in die wêreld van ons dink? Is ons meer besorgd oor ons diere se gesondheid as oor die mense rondom ons? Die mense rondom ons wat ons hulp nodig het, wat oor ons pad kom, is ons meer besorgd oor ons diere as oor hulle. Sien, die inverse van 'n skynheilige lewe is 'n heilige lewe. Dis 'n lewe wat lief is vir God en lief is vir ons medemens en wat optree om goed te doen. Ons lewens is nie ons eie nie. As ons deel aan die koninkryk van God, dan besef ons lewens is nie ons eie nie. Ons lewens is uitgekoop. Elke dag word daar vir ons 'n nuwe kans gegee om in liefde op te tree teenoor God en teenoor ons medemens. En so dis so 'n heilige lewe lyk. En dis wat Jesus hierso doen. Nou na Jesus die man genees het, het hulle seker redelik awkward by die tafel gaan aansit. En Jesus het toe kyk Jesus na hulle en hy sien toe in hulle lewens iets raak. Vers 7 sê vir ons, toe het hy opgemerk hoe die genooides ereplekke aan die tafel uitsoek en hy het die volgende gelykenis vertel. So toe vertel Jesus, toe hy sien hoe hulle skarrel vir posisie aan tafel, toe vertel Jesus vir hulle 'n gelykenis. Maar ek dink hierdie is min of meer, hierdie is uit 'n ander era uit hierdie foto, maar dit gee dieselfde vibe af as wat ek dink mense by daai Fariseërs se tafel gekry het. Sien die ouens hierso is die hoof van die tafel. En almal het geskarrel om so naby as moontlik aan hierdie ouens te kom, want wie ook al deel aan die hoofgesprek is die ouens wat status, hulle is die ouens wat voel asof hulle waardig is in hierdie ding. Die ouens wat daar deur aan die ander kant sit, hulle kan nie hoor nie. Hulle kan nie deel aan die glorie wat daar te vind is aan hierdie tafel nie. En so ek dink dit is as ons dieselfde ding kom in ons harte uit wanneer ons nie 'n priority booking het by die lughawe nie en ons skarrel om in die ry te kom om in te check. Dis daai gevoel wat in 'n mens se hart is. Jy skarrel om voor te kom, jy skarrel om erkenning te kry. Mens probeer so half polite te lyk, maar jy skarrel om voor te kom. Nou, dis selfgesentreerdheid. En selfgesentreerdheid is iets wat ek dink in ons almal se harte is, maar selfgesentreerdheid is 'n geweldige gevaarlike geestelike kondisie. Dit is iets wat ons eie waarde laat opblaas in ons eie oë en ander mense se waarde in ons eie oë laat verminder. R. Kent Hughes is 'n teoloog en hy skryf die volgende oor hierdie postuur wat by hierdie ouens se harte aan die gang is en wat by ons baie keer aan die gang is. Hy sê, human recognition meant to them that they were superior to their fellows, and if that were true, they were of more weight and superior before God. It is a spiritual illusion, salvation by recognition, eternal life through temporal significance, immortality through notoriety.
but it was the dinner party of the damned. Die Fariseërs het hoogheilig voorgekom. Hulle het waarskynlik hulle small talk voor hulle gaan sit. Dit was waarskynlik oor God en sy karaktereienskappe en hoe hy Israel verlos het uit slawerny uit. So hulle kon baie skynheilig voorkom en baie mooi praat oor God. Maar toe dit tyd was om te gaan sit, het hulle geskarrel vir posisie. Ek dink dit is iets soos as ons by loftes, sê maar daar's 'n toets tussen die All Blacks in Suid-Afrika op loftes en die kaartjies word uitgedeel, maar die sitplekke word nie toegeken nie. Kan jy jouself verbeel hoe sal mense skarrel vir 'n plekkie om te gaan sit? Nou ek dink dis wat in ons harte aan die gang is wanneer ons probeer om te skarrel vir posisie in die lewe. Ons is dalk 'n bietjie meer gesofistikeerd, dit is dalk nie so obvious nie. Maar is daar in ons harte die begeerte om vir die valse verlossing van erkenning? Sien, Jesus sien hoe hulle skarrel en dan vertel hy vir hulle hierdie gelykenis in vers 8. Wanneer jy deur iemand na 'n bruiloftfees toe uitgenooi word, moet jy nie op 'n ereplek gaan sit in geval iemand van groter aansien as jy daar deur hom uitgenooi is. En hy wat hom en jou uitgenooi het, dan vir jou kom sê, maak plek vir hierdie man. Dan sal jy met skaamte die verste plek gaan inneem. Nee, wanneer jy uitgenooi word, gaan na die verste plek, sodat die man wat jou uitgenooi het, kan kom en vir jou kan sê, vriend, skuif nader. Dan sal jy aansien kry by almal wat saam met jou by die ete aanleen. Sien, wat Jesus hier vir die ou sê is baie goeie praktiese raad. Dis baie goeie sosiale advies. Moenie as mense jou nooi om die Wimbledon finaal te kom kyk saam met hulle op die bank gaan lê met die bakchips en die bakarbeie en so skarrel vir posisie nie. Moenie dit doen nie, dis nie sosiaal aanvaarbaar nie. So Jesus doen dit, hy gee sosiale advies. Dis Spreuke 25 vers 6 en 7. Maar Jesus sê eintlik baie meer as dit. Dis 'n baie dieper geestelike beginsel. Dis baie meer as bloot goeie raad. Dis iets wat ons kan red. 'n Selfgesentreerde hart wat ons almal ken is 'n giftige hart. Dis 'n hart wat God se plek in die geselskap wil inneem. 'n Hart wat selfsugtig is nie 'n hart wat besig is om hom te beywer om deur die smal deur te gaan nie. 'n Hart wat so gefokus is op homself is soos hierdie Fariseërs, is 'n skynheilige hart. En Jesus gee vir ons in vers 11 'n tydlose beginsel om te veg teen so 'n hart. Vers 11 sê, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wie homself verneder, sal verhoog word. Nou die vernedering of die nederigheid wat Jesus hiervan praat, is nie die tipiese skynheilige nederigheid nie. Dit is nie 'n vals nederigheid nie. Dit is nie 'n algemene Christelike boek wat baie mense wil skryf. Humility and how I attained it tipe van nederigheid nie. Dis ware nederigheid wat Jesus hiervan praat. In Lukas 18 vertel Jesus vir ons 'n gelykenis van 'n tollenaar en 'n fariseer en hy eindig met dieselfde frase. Hy sê, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word en elkeen wie homself verneder sal verhoog word. Die fariseer, ek gaan dit vir ons lees, Lukas 18, die gelykenis van die fariseer en die tollenaar. Die fariseer het gaan staan en so oor homself gebid. God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is wat roof en onreg doen en egbreek pleeg en soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer 'n week en ek gee 10% van alles wat ek het. Ek gaan kerk toe, ek kom Ligpunt gesin toe, ek lees my Bybel en bid elke dag. Die tollenaar het egter op 'n afstand bly staan en wou selfs nie eens na die hemel opkyk nie. Maar hy het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek is selfsugtig. Ek sukkel om ander mense lief te hê. Ek sukkel om ander mense se behoeftes voor myne te stel. Help my en vergewe my asseblief. Ek sê vir julle, hierdie man, eerder as die ander een, het na sy huis gegaan as iemand wie se saak met God reggestel is. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, maar elkeen wat homself verneder sal verhoog word. Die Fariseërs het geskarrel om die belangrike plek aan die tafel te kry.
en hulle het nie die koninkryk van God verstaan nie. Nie een van ons is waardig om voor God te staan nie. Maak nie saak waar ons op die sosiale leer onsself bevind nie. Nie een van ons is waardig om in God se teenwoordigheid te wees nie. Die Fariseërs het gedink as ek net beter as die ander kan wees, dan kan ek die ewige lewe beerwe. Maar die tollenaar het geweet, hy kan nie in sy eie meriete voor God staan nie. Hy het homself verneder en God in sy genade het hom opgelig. Dit is waar verlossing vir ons beskikbaar is. Soos wat ons onsself as sondaars voor in God se genade toevertrou. Dis nie 'n vals nederigheid nie, dis 'n ware nederigheid. Dis iemand wat werklik besef dat hy afhanklik is van die genade van God. Dis 'n baie gevaarlike spel om te speel om onsself met ander te vergelyk. Want het is baie maklik om die storie vir onsself so te vertel dat ons beter voel oor onsself en dan nie so afhanklik is van Jesus se genade nie. 'n Paar jaar terug het ons Kaap toe gevlieg vir Desember vakansie om by die familie te gaan kuier. En ons vlug is baie gereën die dag en ons vlug is met 'n paar ure vertraag. En op die einde het ons om na 12 in die Kaap geland. Almal was doodmoeg en ja, dat was 'n storie vir 'n ander dag, die res van die storie. Maar die vliegtuig het toe geland en almal het opgespring en as ek moet eerlik wees, het ek ook redelik vinnig opgestaan en ek het my voet in die gangetjie gekry en my laptopsak aangekry en ek het opgemerk uit die hoek van my oog uit dat daar 'n vrou is wat van agteraf mense uit die pad uitstamp en afgestap kom met die paadjie. En teen tyd was sy by my gekom dat was ek besig om 'n kind op te tel wat geslaap het uit die paadjie uit, maar ek het presies geweet wat ek doen. En toe het sy my eers 2 keer geskop en toe ek opstaan, toe slaan sy my met haar tas oor die kop. En toe trek Wilhelmine my in haar rytjie in en die vrou is verby en die res van die vliegtuig het mooi oopgemaak vir haar. En sy het voor gaan staan. En sy daar voor gaan staan en wag en saam met die res van ons is sy van die vliegtuig af. Nou dit was vir 'n groot mens was dit een van die aakligste selfgesentreerde optredes wat ek nog gesien het. Maar sy was minstens eerlik en sy het verseker gedink in haar oomblik haar behoeftes is meer belangrik as die res van die vliegtuig se. Of ten minste, dis hoe my Fariseer hart na haar optrede wil kyk. Sien die rede hoekom daai insident my plaas, nie omdat sy my geslaan het met haar tas nie. Die rede hoekom die insident my plaas, omdat presies dieselfde ding wat in haar hart aan die gang was, daai selfgesentreerdheid was in my hart ook aan die gang. Ek is skuldig aan presies dieselfde as waaraan sy skuldig was. Ek is net 'n bietjie meer skynheilig. En so as die evangelie in daai oomblik sterker in my hart gebrand het, kon ek meer deernis met haar gehad het. Ek weet nie hoekom sy van die vliegtuig af wou kom nie. Ek weet nie of sy 'n paniekaanval gehad het nie. Ek weet nie of haar kind baie siek was nie en of sy nou al so lank op pad is, sy wil by hom uitkom. Ek weet nie. En op die einde maak dit ook nie so baie saak nie. Dit maak nie saak waartoe sy op pad was nie. Ek weet wat Jesus sou doen. Ek weet Jesus sou haar lief hê. Ek weet Jesus sou haar lief hê ten spyte van die feit dat haar optrede ongeskik voorkom om die minste te sê. En so dit is waartoe Jesus my roep. Ek besef, die Gees oortuig my daarvan dat ek nie beter as sy is nie. Presies dieselfde ding het in my hart aangegaan. Ek het net 'n klein bietjie anders opgetree, maar ek is op dieselfde manier diep afhanklik van God se genade. En ek het daai genade ontvang en ek behoort in liefde te kan optree. Ek moet myself nie bo haar verhef nie. Dis wat mense wil doen. Ek kan die storie vertel op so 'n manier dat ek myself verhef bo haar. Maar ek is so skuldig soos sy. Maar ek is iemand wat God se genade ken en ek weet hoe hy ons optel en ek weet wat dit beteken om versoen met hom te kan wees omdat ons ons sonde erken. En so die gaste by die ete het geskarrel om voor te kom. En Jesus sê vir hulle, as hulle self verhef, dan sal hy hulle nie verhef nie. Maar as hulle self verneder, dan sal hy hulle ophef.
Derdens en laastens, in vers 12 tot 14 praat Jesus met die gasheer wat hom genooi het. Jesus sê vir die gasheer, vers 12, wanneer jy 'n ligte ete of 'n groot maaltyd het, moenie jou vriende of jou broers of jou familie of jou ryk bure nooi met die doel dat hulle jou weer op hulle beurt sal nooi en jy dan vergoed sal word nie. Nee, wanneer jy 'n feesmaal aanbied, nooi die armes, krepeles, verlamdes, blindes. Dan sal jy gelukkig wees omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Jesus sê nie jy mag jou familie nooi nie. Hy sê nie hy het in Lukas 10 het hy by Lazarus en Martha en Maria gaan kuier en dit was lekker vir hom. So mens mag jou vriende oornooi. Die probleem is as jy mense nooi wat iets vir jou kan terugdoen. As jy net mense nooi wat op 'n manier vir jou kan terugbetaal. Mense wat deel uitmaak van die koninkryk van God verstaan dat God genadig teenoor hulle is. Hy het hulle na sy tafel toe genooi en so daar word van ons verwag om ander na ons tafel toe te nooi. En kyk, Jesus is baie spesifiek. Die armes, die krepeles, die verlamdes en die blindes. Die wat niks vir ons kan terugnooi doen nie. Dis hoe dit lyk om jouself te beywer om deur die smal deur te gaan. Die koninkryk van God is vir mense wat besef hoe goed God vir hulle is. Hoe goed God elke dag vir ons is, hoe hy vir ons voorsien en hoe liefdevol hy teenoor ons is. En so God verwelkom ons aan sy tafel en daarom verwelkom ons ander aan ons tafel om God se liefde aan hulle te bewys. En so ons word gered deur geloof. Ja, dit is waar ons word gered deur geloof alleen, nie deur ons werke nie. Maar ons geloof verander ons waardesisteem en ons geloof verander ons sosiale etiek. Ware geloof in Jesus maak ons soos Jesus. As ons nie bereid is om ons huise oop te maak vir die uitgeworpenes van die samelewing, dan moet ons onsself die vraag vra of ons werklik deel in die koninkryk van God. Kent Hughes weer op hierdie gedeelte sê, elitism, om sosiaal verhewe te wees bo ander, elitism is indicative of selfish, proud, shriveled souls. Mag die Here ons genadig wees. Mag hy ons help dat hierdie nie vir ons radikaal klink nie, dat dit vir ons normaal sal klink. Mag ons mense wees wat die aroma van Jesus verander is in die samelewing. Mag ons tafels plekke wees waar mense welkom voel, mense wat niks vir ons kan terugdoen nie. Gister se besoek by die kinderhuis klink asof dit 'n wonderlike geleentheid was. Dit was goed vir my kinders om daar te wees. Boeta praat van die kindertjiehuis wat hy dink is amazing. Hy dink is 'n amazing plek as baie maatjies. Dit was 'n baie goeie begin om uit te reik na mense toe. Maar die smal deur vereis meer van ons. En soos wat ons vanoggend voor kerk saam gebid het, die mense wat daar was gesê, daar's so 'n begeerte om meer te doen. Om meer te doen vir iemand wat niks vir jou kan terugdoen nie. En so ek weet nie hoe dit vir ons elkeen individueel lyk nie. Ek weet nie hoe dit vir jou lyk om mense in jou huis in te nooi en om jou tafel te laat sit wat niks vir jou kan terugdoen nie. Onlangs het ons toevallig so 'n geleentheid gehad waar ons seuns se maatjies se ouers genooi om hulle bietjie beter te leer ken en toe het twee van die families gesê hulle kan nie dit maak nie. En toe sê ons vir die derde vrou kan ons uitstel na 'n ander keer toe. Toe sê sy asseblief nie. Haar seun sien nou al 2 weke uit vir hierdie braai gaan kom. Hy was nog nooit by 'n braai nie. En so het hulle gekom en toe het ons die ma en die seun 'n enkel ma en 'n seun gehad vir 'n braai en dit was 'n geweldige humbling ervaring om te sien iemand wat nie gewoonlik kan braai nie. Ons kinders hou nie eens meer van braai nie. Want hulle sê ons doen dit te veel. Maar ons kinders hou ook baie van aan tafel sit nie, maar vir hulle was dit 'n geweldige ervaring om aan tafel te kan sit en te kan stories te kan hoor en te kan net om in iemand se huis verwelkom te wees is vir hulle 'n geweldige belewenis gewees. En dit is so min, dit het ons so min gekos, maar soos wat ons dit doen en soos wat ek die teks lees, besef ek
Die tannie ook aan die pad, sy man is laas jaar oorlede en ons het haar nog nie genooi om by ons te kom kuier nie. En die ouens ook aan die straat is van Hosea af, iewers in Afrika en ek weet nie van waar af nie. En so, die geleenthede vir ons is oral oor omdat ons deel is van God se koninkryk, ons deure oop te maak vir ander en hulle in te nooi en hulle toe te laat om God se liefde te ervaar en in ons lewens te sien. Vers 14 sê Jesus, dan sal ons geseënd wees, omdat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Want jy sal beloon word by die opstanding van die regverdiges. In 'n tyd en plek waar meeste mense hulle mure wil hoër bou en hulle buurte wil afboom, wat 'n countercultural gedagte om mense nie net in jou buurt in te nooi nie, maar in jou huis in te nooi. Dit is waartoe Jesus ons roep. Dit is hoe dit lyk vir ons in ons tyd en plek om ons kruis op te neem, onsself te verloon en Jesus en sy mense eerste te stel. Dis radikaal, maar dit behoort vir ons normaal te wees. Ons het soveel geleentheid in die land en in die tyd en die plek waar ons woon om uit te staan en 'n aroma van Jesus te wees vir die wêreld rondom ons. Hoe wonderlik om te dink, eendag in die geselskap van die geregtiges gaan ons beloon word vir ons gasvryheid wat ons hier en nou teenoor ander betoon. Ek sluit vir ons af. Die asset test vir ons om te bepaal of ons deel het aan die koninkryk van God is ons heilig of is ons skynheilig? Gee ons soos die Fariseërs meer om wat mense van ons dink as wat God van ons dink? Wil ons goed lyk of wil ons werklik goed doen? Tweedens, is ons bereid om werklik onsself te verneder voor God en ons medemens en te vertrou dat God sal ons ophef? Is ons bereid om God te vertrou met wie ons werklik is? En derdens, leef jy asof God sy huis vir jou oopgemaak het? Leef ons asof ons uitsien na die feesmaal waar ons aan God se tafel gaan sit? En stel dit ons in staat om ander mense in te nooi in die feesmaal wat God vir ons daagliks op die tafel neersit. So dis die 3 goedes. Om te deel in die koninkryk van God is die wonderlikste gedagte denkbaar. Dis nie iets wat ons kan verdien nie, dis iets wat Jesus vir ons verdien het, is 'n lewe waarvoor Jesus ons in staat stel. Maar ons het nodig om ons lewens neer te lê, ons kruis op te tel en Jesus te volg. En die wonderlike ding is, soos wat ons dit doen, raak ons vry van onsself. Ons raak vry van hierdie geskarrel van die lewe om te moet voorkom. En ons stel onsself beskikbaar om werklik goed te kan doen. Om werklik sout en lig in die samelewing te wees en om werklik mense te kan help en God se naam te kan grootmaak. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u liefde. Ons dankie vir u genade teenoor ons. Ons dankie vir Jesus se opoffering aan die kruis. Ons dankie vir u getrouheid en genade teenoor ons. Ons wil bely, Vader, dat ons is nie waar ons graag wil wees nie. Ons is opgevang baie keer in die stryd van hierdie lewe. Ons is besig om te skarrel om onsself net te probeer te laat survive. Vader, maar ons het nie nodig om onsself te laat survive nie. U is getrou en u is goed en u is vir ons. En so Vader, help ons asseblief om ons huise oop te maak. Help ons om ons lewens oop te maak. Help ons om die mense rondom ons se swaar kry en nood raak te sien. En Vader, help ons asseblief om u hand in liefde uit te steek. Maak nie saak wat dit ons kos nie. Help ons om u te vertrou dat u ons sal ophef en dat u ons sal beloon op die dag wanneer ons opstaan saam met die regverdiges. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.